Goeiemôre, dit is dan 16 Januarie vanmôre lesing 70 van die Groot Johannes Evangelie boek 3. En ons gaan aan by hoofstuk 137, is nog steeds die argument tussen Cyrenius, die hoof Romeinse regter, en hierdie klomp fariseërs en tempeldienaars of sinagogedienaars, wat nou skadevergoeding soek, terwyl hulle eintlik self die oorsaak is van die brand in die stad, want die mense het in opstand gekom. So ons lees verder by hoofstuk 137, onderlinge beraadslagings. Saggies sê Mathael aan Cyrenius, die neet is waarskynlik ook weer te hard vir ons om te kraak, bedoelende hierdie manne is so slim met hulle mond, dat hulle sukkel om hierdie ouens nou skuldig te kry aan iets. Markus het goeie werk gelewer, maar wat kan ons doen as ons hulle aan die hand van hulle voorskrifte geen skending van hulle pligte kan aantoon nie? Maar laat ons eers hoor wat Ebal en Julius te vertel het, hoewel dit vir ons wat hulle na vore sal bring ook nie baie sal help nie, want die ou staan te vas in sy skoene, is in staat om elk van sy snode dade met die skrif in die hand te regverdig. Wat is dan daarteen te doen? Nou sê Cyrenius, goed, dan gebruik ek my onbeperkte mag om al die skrifgedeeltes wat teen die gesonde menslike verstand ingaan, ongeldig te verklaar en dan sit hy in die val. Mathael sê vir die Cyrenius, maar dit sal nie baat nie, want dan kan hy sê, die gesonde mense verstand eis egter ook, dat 'n wet eers gegee en bekragtig moet wees, voordat 'n mens iemand aan die hand daarvan kan veroordeel. Wat kan u daarteen inbring? Ons moet die saak uitsonderlik goed oordink, voor ons vanuit menslike kant iets teen hierdie kerels kan uitrig. Cornelius, Festus, Gisjona uit Kus en 'n sekere Philippot uit dieselfde streek, kan binnekort hier wees. Hulle sal ons seker baie goed van diens kan wees. Ek verheug my baie oor hulle koms. Hier sien ons dat die manne wat nou eintlik deur Joshua gesê is, hulle moet hierdie manne aanvat en vasvat oor wat hulle gedoen het. Hulle gaan nie na Joshua toe direk nie. Bietjie later gaan hulle wel na hom toe. Want dit is waarheen jy moet gaan in jou hart, dan sal jy al die antwoorde kry. En hierdie ding van godsdiens is vandag nog 'n netelige saak. Baie mense glo goed wat vir die gesonde mense verstand 'n klomp nonsens is, as jy net ernstig daaroor dink. Dink aan al hierdie grappighede wat vandag in die charismatiese kerke plaasvind, die omval in die gees, die lag in die gees, en ander brabbel in tale wat nie 'n taal is nie. En dan kyk ons verder na, byvoorbeeld die swart gelowe, hoe belaglik is hulle kerkdienste, wat hulle ook as Christendienste aanbied. En dan sal 'n mens maklik kan sê, hoorie, maar die goed is teen die gesonde mense verstand, ons moet dit verbied. Maar nou teen wie se gesonde mense verstand? Teen ons en ja, maar dit is nie vir hulle, teen hulle gesonde gebrek aan menslike verstand nie. En daarom kan jy nie sommer vir mense verbied. Selfs in die Romeinse tyd was daar vrye godsdienstbeoefening gewees. Al die Grieke en die Romeine het hulle afgode aanbid, en die Jode in Israel of die Judeërs het vir Vader Jahwe aanbid, of gedink hulle aanbid hom, maar hulle het eintlik geval onder die reëls, die menslike reëls van die Fariseërs. En dit is nie so maklik om skielik nou hierdie ouens so goed ongeldig te verklaar nie. Want jy moet, as jy die hoogste reg is, moet jou regsgronde goed wees. Ons het nou onlangs die ervaring gehad, dat die Russiese president het satanisme in sy land ongeldig verklaar, maar hy moes eers 'n wet deurbring. Dat sê, wanneer jy enige vorm van Satans aanbidding bedryf, wat dan insluit die offer van diere en die drink van bloed en al die ander vervloekings wat hulle op mense sit. So jy moet dit goed definieer en dan moet jy dit in wetgewing omsit.
So dis nie so maklik om hierdie goed te stop as daar nie 'n wet is nie. Sodat selfs in hierdie land van ons, die sataniste nou al lank al hulle eie kerke het. En hulle baie groot skade bring in die kerke wat nie Vader se gees uitleef nie. Want waar Vader se gees in 'n gemeente is dit vir hulle baie moeilik om in te kom. Dit is hoekom ons in die oggend elke keer dan bind ons die magte wat hy afstuur. Dit is juis hy gebruik van hierdie organisasies om 'n gedagte in jou te sit. Een van hulle hoofwapens wat die sataniste in die wêreld het vandag om kerke te infiltreer is jong los vrouens. Hulle bring daai vrouens in, hulle lê aan by getroude mans, by die pastoor, by die ouderlinge en hulle verwoes huwelike wat uiteindelik tot die gevolg het dat hulle die gemeente verwoes. So ons moet maar baie versigtig wees ook in ons tyd. Maar al wat ons kan beroep is op die beskerming van Vader. Want ons het nie die vermoë en krag om wetgewing te verander nie. Vers 4, na 'n tydjie van nadenke daaroor, sowel as wat deur die owerste gesê was, as ook oor die geheime opmerking van Mattheël en die vreugde oor die aangekondigde koms van Sirenius met sy groep, nooi Sirenius Ebal uit om iets vasstaande oor die ortodokse priesters na vore te bring. En Ebal staan op en sê, geseënde vriend, jakkalse en handige mense soos u Proteus is moeilik te vang. Die jakkalse, omdat hulle altyd sorg vir 2 uitgange, en die ander, omdat hy hom in alles kan verander, selfs in die elemente. Daarom wil ek die volgende hier sê, omdat u op grond van diegene wat deur die waaragtigste en betroubaarste getuie, wat u net so goed ken soos ek, oor hierdie mense gesê word, seker geen twyfel kan hê of dit so is of nie. Maar anderzijds, as wêreldlike regter teenoor die wêreld, tog slegs 'n oordeel kan vel oor iets, waarvan u oor en oog hom uiterlik moet oortuig, gee ek die volgende raad. Nou ja, hoe het hulle te wete gekom van al die boosheid onder in die stad? Joshua en sy engel of die Rafael het hulle alles vir hulle laat vertel. Terwyl hulle ver van die stad op die hoogte gesit het, het hulle inligting ontvang oor alles wat daar gebeur het, wat daar gesê is, en wat daar gedoen is, hoekom die mense in opstand gekom het. Maar hoe kry jy daai getuienis nou voor 'n wêreldlike hof, as dat dit waaragtig gaan wees vir hierdie mense? Hulle gaan dit net ontken en sê, maar wie onthou daai tyd was daar nie afluisterapparate wat ons vandag het nie. Maar Joshua was die betroubare getuie. So hulle sit so 'n bietjie met 'n probleem. Nou gee hy raad, hy sê, laat hierdie lastige vraers gaan. Doen dit sonder om ook maar iets in te willig van diegene wat iets gevra het. Doel en moenie vir hulle geld gee nie. En sonder hulle deur 'n oordeel tot en sonder om hulle deur 'n oordeel tot enigerlei straf te veroordeel. Moet hulle nie veroordeel oor dit wat hulle gedoen het nie. Daarmee het u volledig aan die innerlike geestelike waarheid en aan die wêreldse verstand voldoen. Dit is my mening. Ek sou u ook oor die veelvoudige volksbedrog en die gewetenlose volksonderdrukking honderde dinge kan vertel, wat ek by baie geleenthede by hierdie nagemaakte godsdienaars beleef het. Maar watter nut het dit? Hulle vind altyd nog 'n gaatjie waardeur hulle kan ontsnap. Hulle beskerm hulle self sorgvuldig met die doeke van Moses en met die mantel van Aaron en die profete teen elke wind wat van buite kom wat hulle sou kon skaad. En hoe koud die wind ook al is, kry hulle nie eers 'n verkoue daarvan nie. En in vandag se huidige moderne tyd sien ons dit ook met die evangeliste vandag wat nie 'n waarheidsbediening het nie, maar
dinge wat vandag bekend staan as 'n prosperity teachings, voorspoedslering. Hulle het oral 'n gaatjie waardeur hulle kan kom. As jy hom hier vasdruk, dan spring hy daar uit, dan kry jy vir jou verse. En hulle gebruik die Bybel net so hard om hulle valse evangelie te bevestig. En dan vra 'n mens, hoe is dit moontlik dat daar 38.000 Christelike denominasies is, protestants, en daar is basies een herder, Yeshua. En dit is net hoe die wêreld agter mense aangegaan het, hoe skrifte verdraai is en mense in daai leerstellings vasgeval het. So dis vandag 'n uiters groot probleem. Maar hoe gaan jy dit met 'n wêreldse wetgewing regkry? Jy gaan nie, dis te moeilik. Al wat ons nou hier kan doen is, elkeen het 'n vrye wil. Elkeen wat Yeshua soek, sal vind. Dit sê hy, as jy elke dag bid vir waarheid, sal waarheid na jou toe kom. Maar as jy nie daarvoor vra nie, hoekom moet hy dit vir jou gee? As jy heel gelukkig is in jou valse kerkie, en gelukkig om maar net daar 'n nommer te wees, en die pastoor of die dominee moet alles doen vir jou, hy is nie daar, die dag wanneer jy jou asem uitblaas op hierdie aarde, jou laaste asem, is hy nie aan die ander kant om jou te ontvang nie. En daar is geen predikant wat jou aan die ander kant gaan ontvang nie. Jy word ontvang afhangende van jou lewenswyse op hierdie aarde, of deur Vader en sy engele, of deur Lucifer en sy demone. Dis waarheen jy gaan. En dan moet jy self daai stryd veg. Nou, hy sê, ons weet die beste waarvoor die uiterlike verstand die skrifte van die profete kan gebruik. Dit is wat die kerke ook doen. Want dit is oral goed solank mens die innerlike geestelike betekenis nie ken nie. En dit is die vernaamste skuilplek van hierdie mense. Daarom sal daar nie baie anders gedoen kan word as wat ek voorgestel het nie. Want hierdie godsdienste selfs vandag word hoofsaaklik vanuit die verstand bedryf en nie vanuit die hart nie. Want as jy 'n godsdiens, of ek wil nie sê 'n godsdiens, as jy die skrifte vanuit die hart lees en verstaan, dan sal jy besef dat daar net een innerlike gemeente of kerk is, en dit is van die liefde, waar jy vir Vader lief het en jou naaste soos jouself. Dit is die enigste ware godsdiens. Nou sê Sirenius op hierdie ou, dis wyse woorde wat hy spreek, ja, jy het heeltemal gelyk. Ek erken dit volkome, maar tog meen ek dat daar miskien wel iets aantoonbaar strafbaar teen hierdie mense ingebring sou kan word, waar hy hom dan nie teenoor my uit 'n ding sou kan praat nie. Nou sê Ewald, o ja, enigiets eerder as dit, want hierdie kerels ken elke jota van die Romeinse wet, en weet beter as enige advokaat hoe om die wet so te ontduik, dat geen Satan hulle kan pak nie. Hulle moes al ontelbaar sulke vergrype persoonlik of as medepligtiges begaan het. Vir Elohim sal hy hom natuurlik nie kan verberg nie, maar ons sal geen vat kry op hulle, as ons hulle volgens die wet wou aanpak nie, bedoelende hierdie Romeinse wet. Miskien sal Kishona, Cornelius, Festus of die Griek Leopold daartoe in staat wees. Van ons kan egter buite die meester en die engel Raphael niemand hulle te nakom nie. Nou skud Sirenius sy hoof en hy sê, ek sou hulle as verdagte persone kan laat bewaak. Miskien sou die erns van die saak hulle gewete tog 'n bietjie wakker skud. Ewald sê vir hom, probeer dit, maar ek staan daarvoor in, dat u na die eerste protes van die owerste, die bewakers nie vinnig genoeg sal kan laat wegvat nie. Ons het vir die buitewêreld immers heeltemal geen spoortjie van 'n strafregsaak nie. Daar is geen aanklaer, dus kan daar ook geen regter wees nie. Want daar het niemand kom kla oor wat hierdie klomp fariseërs aan hulle gedoen het nie.
Dit is maar net vir hulle bygebring deur Joshua en die engel. Die stille getuienis van die meester kan ons in 'n dubbele opsig nie as 'n aanklag beskou nie. Ten eerste ontbreek daar 'n wêreldse kenmerk van 'n bewys van skuld, en ten tweede sou die meester self in 'n wêreldse opsig slegs as 'n halwe getuie geld, want sekerlik sou 'n mens hom nie op sy goddelikheid en selfs nie eers volledig wetlik geldigheid op sy voorspellende gawe kan beroep nie. Want so iets sou jy vir hulle moes sê, maar die meester is 'n goddelike wese en hulle ontken dit. Vir die Romeinse geregshof nie. Ons weet natuurlik presies wie hy is, maar die dorre Romeinse wet ken nog lank nie ons majesteit en meester nie. En dis ook nie sy verklaring wat deur sy wysheid ingegee is nie. Daarom kan u nou, ondanks al die innerlike oortuiging, hierdie mens slegs beoordeel volgens wat u van mense af as uiterlik bewys van skuld kan byeenbring. En daartoe is tog voor alles 'n aanklaer nodig, en dan eers kom die beëdigde getuies. Of het die uitspraak van 'n profeet of 'n orakel enige waarde by u, as beide nie tot u geloof behoort nie? Sirenius sê in besondere gevalle wel, veral as die profeet eerstens vir 'n fatsoenlike regbank aangetoon het dat hy heeltemal geloofwaardig is. As die regbank niks teen hom kan inbring nie, kan hy self, as ook 'n uitspraak van die getoetste orakel, dien as regsgeldige algehele bewys. Want slegs die regter het die reg om die geldigheid van die getuie te aanvaar of te weier, of te bekragtig en vas te stel of hy goed of nie ontvanklik is. Dan sê Ebal, goed, maar wat gebeur dan as 'n profeet hom nie as aanklaer en nog minder as getuie wil laat gebruik nie? Waarmee kan u hom dan dwing? As getuie sal dit miskien nog gaan, maar as aanklaer tog sekerlik nooit nie. Ons het een hier, maar waarmee kan u hierdie hoë een dwing? Een met 'n hoofletter verwysend na Joshua, en waarmee die engel Raphael om of as aanklaer of as getuie op te tree. Sirenius sê van dwang kan daar natuurlik heeltemal geen sprake wees nie. Laat ons dus maar wag, want die aangekondigde sal tog waarskynlik nie so lank op hom meer laat wag nie. Dit lyk my tog dat ek al taamlik ver weg op see roeispane sien glinster. Matthäus sê, dit het ek 'n halfuur gelede ook al gesien, maar dit bly net altyd op dieselfde plek. Wel, hoe staan dit met die verhoor? Is julle nog op dieselfde punt? Sirenius sê, geen steek verder nie. Jy het gelyk en Ebal het ook gelyk. En ek sien goed in dat ons met al ons onbeperkte mag in wêreldse sake by hulle weinig of niks sal kan uitrig nie. En die nuwe aankomelinge sal heel waarskynlik ook nie baie help nie. Einde van hierdie hoofstuk en ons sal dan hier afsluit vir vandag. En dit is sekerlik goeie regspunte wat vandag ook geld, is dat 'n staatsinstelling, 'n regering, wat hoofsaaklik met die intellek werk en verstandelik beregting doen, kan baie moeilik 'n geestelike inrigting aankla van dat hy verkeerd is. En dit is hoekom daar dan soveel verskillende gelowe is en amper daagliks, weekliks nuwe kerke ontstaan van 'n ou wat 'n gedagte gekry het en nou sê, nou gaan hy 'n gemeente stig. Slegs as hierdie mense 'n bewysbare wetsoortreding begaan, byvoorbeeld as hulle in hulle kampe of plekke waar hulle bly kinders molesteer of ander dinge doen wat teen die landswette indrys, dan kan hulle daarvoor aanvat. En dit is hoe baie van die, wat hulle dit noem dan sektes, wat nie altyd
so ver verkeerd is nie. Inteendeel, meestal is die sektes meer reg of meer na die waarheid gedraai as wat die groot Romeinse kerk is, of die groot sisterskerke. Maar dan begaan hulle goed, soos baie van hulle doen, die huwelik, wet van die land, steur hulle nie aan nie, dan het hulle polygamie, hulle het meer as een vrou, by ander plekke, en ek weet dit is ook by die Mormone die geval, is dat hulle dan bloedskande bedryf, Engels incest, en dan kan hulle daarop aanvat. Maar wat hulle glo is baie moeilik om vir 'n wêreldse regbank reg te kan spreek. Dit kan nie gebeur nie. En dit is hoekom Vader dan sy hele skrif en sy hele doel wat hy uitgestippel het vir die Adamiet, vir die mens, is dat ons in vrye wil by basies enige iets kan doen. As ons die landswette oortree, gaan die landswet ons straf. Die gebooie is baie duidelik, maar as jy die gebooie oortree, nou word jy nie gestraf nie. Jy kan aangaan soos jy wil, maar wanneer jy sterf, sal daardie lewenswyse wat jy self teen die wet van Vader en teen die liefdesgebooie gelei het, sal jou aanklaar wees. En dan kan jy nie kla nie, want jy sal elke daad herken hoekom jy nou in hierdie plek is wat donker, duister, vol bose, demoniese magte is, en jy sal presies weet hoekom jy daar is. Selfs die wat die godsdienst valslik aan mense gegee het, sal duidelik voor die woord te staan kom en sê, maar hier staan dit in die Bybel, ek het dit vir hulle nooit gesê nie. Byvoorbeeld die dominee of die pastoor sal sien, daar staan, moenie julle self met titels rabbi noem nie, leermeester nie. Want een is julle leermeester, maar hulle het die kerk as leermeester gehad. En die goed sal vir hulle almal duidelik word aan die ander kant, en aan die ander kant sal daar dan geen twyfel wees dat jy op die verkeerde pad is nie. Die verskil is net, die ou dronkie wat in die bordele, in die dobbelsale en die ander plekke van die wêreld rondhang, hy verwag eintlik dat hy daar gaan kom. Maar hierdie heiliges of skynheiliges in die kerk, dit is die laaste ding wat op hulle is. Hulle het so 'n vroom, kan ek amper sê, 'n lewenswyse wat vir hulle gesê het, omdat jy heeltyd kerk toe kom, omdat jy dit doen, omdat jy dat doen, is jy nou so heilig, en dan sterf hy, en dan kom hy agter, maar hy was nooit by Yeshua nie, hy was wel by 'n klomp reëls wat nie boos is soos die vorige ou wat ek nou voorbeeld genoem het nie, en dan maak hulle oë op dieselfde plek oop, en dit is die skok van daai mens, moet verskriklik wees, omdat hy nooit self in sy lewe ondersoek ingestel het nie. En dit is wat ek vir julle almal net wil vra. Ons moet ondersoek instel. Selfs al is jou oupa en ouma in die NG Kerk gewees, stel ondersoek in of die NG Kerk in lyn is met die Bybel. Stel ondersoek in selfs of hierdie plek in lyn is met die Bybel. Alhoewel ons nie nou meer uit die Bybel lees nie, maar ons meer omvattende woord lees wat Yeshua vir ons gee, moet dit nog steeds in lyn wees met die Bybel. Of die woord in die Bybel. Die Bybel is niks anders as 'n saamgestelde klomp boeke nie. So, kom ons raak ernstig met ons geloof en ons ondersoek dit. Net soos wat jy nie enige iets sommer jou mond aansit nie, in die fisiese nie, moet ook nie sommer net jou mond aan enige kos in die gees sit nie. Veral as jy nie weet waar dit vandaan kom nie. En as Yeshua dit nie vir ons voorberei het nie. Baie dankie. Amen.